Mense van die wêreld. Vanaand hoor ons die storie van die koning, die koms van die grootste koning. Die een wat die hemel en die aarde gaan skud. So, ek soek troonsale en ek soek vuurwerke en ek soek 'n optog geskik vir 'n koning. Of jy gaan dalk net 'n stal kry met 'n paar diere en 'n jong vroutjie wat haar eerste baba kry. Verskoon my. Wat se kom en goed pak julle hier om my? Hierdie is die storie van die koning, van alle konings. En watter storie is dit nie? Ek wag vir 'n optog. Engele, tromme en trompette, dalk ewen 'n lasershow. Sionsberg moet skud. Die bosse moet brand, maar nie uitbrand nie. Vuur uit die hemel. Die engel het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria. Jy het genade by God gevind. Jy sal swanger word en 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem." Wat? 'n Jong meisie in 'n plattelandse dorpie. Ek het 'n prinses verwag in 'n paleis. Maar dis hoe God werk, nederig en onverwags.
Nou ja. Ten minste moet daar sekerlik 'n koninklike bruidegom wees. 'n Held, 'n kryger of 'n man. Die engel van die Here het in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: Moenie bang wees om Maria as jou vrou te neem nie. Wat in haar ontvang is uit die Heilige Gees. 'n Timmerman. Regtig? Ek het ten minste 'n keiser verwag, ten minste 'n bekende en 'n buiteegtelike baba.
Hier's dit nou. Ek hoor al die skare, die hemelse vuurwerke, die groot parade. Sy het haar eerstegebore seun in die wêreld gebring, hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. 'n Krib. Soos 'n krib. Ek het ten minste 'n goue troon verwag. Maria, wie die klein
Ha. Hier is dit nou. Konings, generale en groot priesters. Belangrike mense. Hier om die storie te hoor. En daar was herders in die veld wat in die nag oor hulle kuddes wag gehou het. En die engel van die Here het aan hulle verskyn. Skaapwagters. Vuil mense met kieries. Ek wou die elite gehad het. Nie ouens met skaapwol in hulle hare nie. God kies altyd die nederiges om die groot nuus eers te hoor. Die kinders sing die verse en julle sing saam met hulle die kore. Weer vers 1 kinders. Herders op die oorde velden, met die nag die engel koor, met die blye evangelie, uit die hemel aangekomen. Kom, loof die Here, loof die Here, loof die Here, God. And he was
Aha. Uiteindelik. Konings uit die ooste, ryk en slim. Dis wat ek bedoel. Toe hulle die kind sien, het hulle op hulle knieë neergeval en hom aanbid.
Wag, het hulle gekniel voor die baba in die krib. Tussen al hierdie diere in die mis. Ja, want selfs hulle het gesien, die ware koning is nie in 'n paleis nie, maar in 'n nederige stal. Aha. Nou ja, dis nou 'n koning. Herodes, magtig, belangrik in 'n paleis. Toe Herodes hoor dat die koning van die Jode gebore is, het hy onrustig geword.
En hy sê, ek is die enigste koning. Net ek, met volle reg. Ja, hy wou die baba doodmaak, maar selfs Herodes kon God se plan nie stop nie. Ek het 4 werke verwag. En ek kry 'n stal. Ek het konings verwag en ek kry skaapwagters. Ek het mag verwag. En ek kry 'n baba. Hy het geen gestalte of skoonheid gehad dat ons hom sou bewonder nie. Maar hy was verag en deur mense verstoot. En tog, miskien is dit groter as vuurwerke. Miskien is dit baie meer as oor krag en paleise. Ja, want die ware Messias het gekom, nederig, maar tog die koning van alle konings. Gemeente, nou gaan die kinders vir julle 'n liedjie sing. Van daar is die heilige koning.
En dalk het ek die hele storie agterste voor hom gehad. Jesus se storie is nie so blink soos die wêreld dit altyd maak nie. Dit gaan nie oor die geskenke en die kos en die duur vakansies nie. Dalk is familie en kuier en Jesus genoeg.
is julle linkies ook uit.